Goeiedag geliefdes, van my pastoor Retief Boysen en die hele beleefspan. Welkom by week 3 van ons reeks 'n beter manier. Nou hierdie reeks gaan nie net oor wat Jesus vir ons geleer het nie, sy waarhede en daai mooi dinge nie. En dis belangrik, maar ons kyk spesifiek hoe Jesus die lewe geleef het. Een van die duidelikste dinge wat ons in Jesus se lewe raak sien, is dat hy 'n beter manier gehad het om tyd, mense en veral oomblikke te hanteer. Hy was werklik teenwoordig. In Johannes 2 sien ons dit raak, het baie duidelik, dis wanneer Jesus by die troue ingryp en water in wyn verander. Dan maak die Bybel nie noodwendig baie groot punt of 'n dramatiese punt van hierdie oomblik nie, maar wel van die betekenis van hierdie oomblik. Die meester van die fees sê toe vir die bruidegom, jy die beste tot nou toe gebeer, daai beste wyn, nee, tot nou toe. Jesus wys vir ons dat God se werk nie net iets is van die verlede nie, en ook nie net iets wat beskore is vir eendag nie. God werk in die hede, in daai oomblik. Baie mense leef ongelukkig met hierdie ingesteldheid dat as dinge net eers reg is, dan sal ek. As ek net by daai seisoen kan uitkom, dan sal dinge vir my beter gaan. Of God was in die verlede vir my goed en hy sal miskien iewers in die toekoms weer goed wees. Maar Jesus, hy wys vir ons 'n beter manier. Hy wys vir ons dat ons moenie die oomblikke wat voor ons is miskyk nie. 'n beter manier, geliefde, is om te lewe met oop oë, nê? En te kyk na wat nou voor ons is. Nie om te wag vir die een dag of wanneer ek reg gaan wees nie, maar om werklik net teenwoordig te wees. Miskien lyk jou lewe tans vir jou te eenvoudig of jy voel onseker of selfs voel jy jou lewe is teleurstellend. Maar Johannes 2 kom leer vir ons besonders. God se beste werk word nie altyd eerste uitgedeel nie. Dit word dikwels ontbloot, soos ons leer om hom raak te sien in die nou, hier reg voor ons in die nou. Nou hierdie week gaan ons saam leer dat 'n beter manier om te leef is om nie te mis wat voor jou is nie. So laat dit vandag jou eenvoudige gebed wees, wat net sê, Here, wys my wat u nou doen, wat u nou in die oomblik vir my wys, wat ek nie moet miskyk nie. En as jy vandag kies om die oomblik voor jou nie te mis nie, dan vra as jy om hierdie kommentaar net in te tik, is baie eenvoudig, sê net voor jou, die woord voor jou. Want is my en jou manier om net doelbewus te sê, Here, ek soek om raak te sien wat u nou voor my doen. Ek hoop hierdie week gaan jy saam met ons hardloop en saam kyk en uitsien om te leer hoe lyk 'n beter manier. Maar vir nou, kom ons sluit die oë en ons bid vir hierdie week wat vir ons voorlê. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons in hierdie week kan ingaan en vandag op Maandag kan begin met die wete dat u is in die nou. U is hier by ons in die nou. Dat ons moet ook onsself instel en gefokus kry om te soek, waar werk u in die nou? Waar is u voor ons besig om te werk? En daarom vra ek, Here, dat al die geraas en die eksterne dinge wat druk bring en spanning veroorsaak en baie keer ons vrede steel, dat ons werklik net sal stil staan en raak sien wat u nou besig is om te doen. En Vader, vir elke persoon wat sê, ek sukkel om te sien, ek sukkel om te vertrou, ek sukkel om te glo dat God is in die nou besig, bid ek, Here, dat u deur u wonderbaarlike mooi genade sulke mense sal bystaan, hulle sal kom omarm en kom omvou met u liefde en dat hulle sal weet en beleef dat u is by hulle. Here, kom vat daai onvrymoedigheid, daai onsekerheid weg en kom gee vir hulle die vrede wat hulle nodig het om net regtig in u teenwoordig te wees en raak te sien wat u nou doen. Dit is ons gebed nou in die begin van die week. Bid ons dit in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre. Gaan in vrede. Totsiens.